Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 24ste Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: grensposte kry nuwe 4-trekvoertuie om te help met beheer. Nuushooftrekke vir vandag: as gevolg van back and closure gaan baie boere bankrotskap tegemoet. Grenspostbestuur kry nuwe 4-trekvoertuie. Madlanga Kommissie, nuwe feite kom na vore. Collier George se groot salarispakket bly steeds 'n probleem in die parlement. Nuwe hulpafrigter vir Aussies rugby aangestel. Carlos Alcaraz noem dat dit nou tyd is om te verander. Nuwe gepantserde voertuie wat in sowel as water op rowwe terreine kan ry, sal voortaan by die Beitbrug grenspos na Zimbabwe ingespan word om die toestroming van onwettige immigrante hok te slaan. Die DCD Springbok amfibiese voertuig is daarvoor bekend dat dit in water kan ry. Dit sal amptenare van die GBO help om in die Limpopo rivier wat wemel van krokodille te ry om onwettige immigrante te kan aankeer. Die voertuig is boonop met kameras toegerus om amptenare van die GBO te help om onwettige immigrante op te kan spoor. Dr. Leon Schreiber en Dr. Masiepato het die Beitbrug grenspos besoek met die oog op die Paasnaweek wanneer drukverkeer verwag word. Zimbabweërs en burgers van ander Afrika lande stroom ook oor die grens na Suid-Afrika om kerksaamtrekke, soos die Zion Christian Church se jaarlikse saamtrek by Moria so 30 km buite Polokwane by te woon. Die Lendelam grensdraad, wat op sommige plekke nie eens meer bestaan nie, is al jare lank 'n kopseer vir die departement van binnelandse sake. Leon Schreiber sê die hommeltuie wat deesdae by die Beitbrug grenspos ingespan word, is van groot hulp om onwettige immigrante te sien wat die grens sonder die wettige dokumente oorsteek. Hy sê meer hommeltuie moet in die lug wees. Boere in die Fezile Dabi distrik in die Vrystaat het hulle verwoestende verliese weens back and closure, naamlik BKS, onomwonde aan die parlementêre portefeulje komitee oor landbou uitgespel, met sommiges wat sê hulle staan op die rand van finansiële ineenstortings. Een boer het aan die komitee gesê sy verliese beloop reeds meer as 40 miljoen rand sedert die uitbrekings begin het. Die koste om skade te beperk is volgens hom verplettering tussen R4.000 en R6.000 per bees vir inenting met 'n totale rekening van meer as R6 miljoen om sy hele kudde te beskerm. Boer het aangedring op 'n samewerkingsmodel tussen die staat en die private sektor om die siekte daadwerklik te kan beveg. In Kroonstad het varkboere gewaarsku dat hulle bedryf besonder swaar getref is en dat varke dringend in inentingsprogramme geprioritiseer moet word. Die voorsitter van die komitee, Dina Poole, het die erns van die situasie erken en gesê die staat het reeds geld op sy gesit vir alle inentings. Adjunk president Paul Mashatile, wat nou 64 jaar oud is, ontken dat hy ooit met die vermeende misdadiger in die middel van 'n korrupte netwerk, Wisomuzi Katmatlala, wat 49 jaar oud is, vergader het. Die kommissie ondersoek beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die polisie en in die strafregstelsel. Khoza het verder gesê, Mashatile was nie in die land toe die beweerde vergadering gehou is nie en Mashatile verbind hom ook self daartoe om sy volle samewerking aan die kommissie te gee. En Khoza sê dit was 'n menslike fout om uit sy beëdigde verklaring voor die kommissie te laat dat Matlala en Mashatile wel vergader het. En Khoza sê egter hy staan by sy verklaringe wat hy in Oktober verlede jaar afgelê het en die inligting in sy verklaring verlede jaar is inderdaad waar, het hy in die kommissie gesê. President Cyril Ramaphosa verdien net meer as R3,4 miljoen per jaar. Doko Didiza, die parlementse speaker, verdien R3,16 miljoen per jaar en 'n provinsiale premier sowat R2,5 miljoen per jaar. In die parlement se 2023 jaarverslag word Collier George se vergoeding as R3,2 miljoen aangedui en die daaropvolgende verslag as R6,046 miljoen en vir die 2025 jaar net oor die R5 miljoen. Die koerant het reeds op 12 Maart vrae aan die parlement gestuur rakende die ooglopende teenstrydigheid in hierdie bedrag en gevra vir 'n volledige uiteensetting van Collier George se totale salarispakket insluitend alle toelaas wat aan hom toegeken is. Die pos vir 'n nuwe sekretaris van die parlement is vir die eerste keer in Oktober 2020 geadverteer met 'n salaris van tussen R2,4 miljoen en R2,6 miljoen. Vrae oor Collier George se aanstelling en salaris het al ewige debat in die parlement ontketen. Suid-Afrika maak reeds beduidende beleggings om sy openbare gesondheidsinfrastrukture te versterk, soos die land voorberei om nasionale gesondheidsversekering, die NGV, in werking te stel
so sê president Cyril Ramaphosa. Ramaphosa skryf ook dat 'n span dokters, verpleegsters en ander gesondheidswerkers verlede week in 'n merkwaardige operasie by die Mankweng Hospitaal in Limpopo 'n saamgegroeide tweeling suksesvol geskei het in 'n komplekse operasie wat buitengewone vaardighede en presisie vereis het. Ramaphosa skryf dat die prestasie by die Mankweng Hospitaal meer as net mediese mylpale is. Dit is 'n bewys van waar ons openbare gesondheidsstelsel nou in staat is. Dit is herinnering dat Suid-Afrika oor wêreldklas mediese kundigheid beskik, nie net in private hospitale nie, in ons stede nie, maar ook in openbare fasiliteite wat gemeenskappe moet bedien, wat in die histories verwaarloos en onderbedien is, het hy gesê. Een van die mans wat proponent Herman Nieuwoud, wat 59 jaar oud was, in 2023 vermoor het, is 20 jaar effektiewe tronkstraf opgelê weens die ernstige emosionele trauma wat sy familie ervaar het. Nieuwoud het bediening op verskeie plase in die Ceres omgewing gedoen. In Moya, 21 jaar oud, se pleitooreenkoms het meer inligting oor die moord op Nieuwoud aan die lig gekom, onder meer dat hy met 'n mes gesteek en sy lijk in die bosse versteek is. Moya erken in die pleitooreenkoms dat saamgespan en dat hy geen rede gehad het om Nieuwoud dood te maak nie. Hy erken hy het Nieuwoud opsetlik doodgemaak en het geweet sy dade is verkeerd en strafbaar in 'n hof. Moya is gevonnis weens moord, roof met verswaarde omstandighede en voertuigdiefstal. Met oliepryse wat tans meer as $110 per vat loop, word vrese oor 'n wêreldwye resessie al hoe groter, met ontwikkelinge in ekonomieë soos Suid-Afrika wat bitter swaar gaan trek. Daar word reeds verwag dat die land se petrol- en dieselpryse aanstaande week met onderskeidelik R5 en R8.50 per liter verhoog gaan word, wat aansienlike risiko's vir inflasie gaan inhou. Die G7 lande, Amerika, Brittanje, Frankryk, Duitsland, Italië, Kanada en Japan het reeds aangedui dat hulle in samewerking met die IAEA gereël het dat sowat 400 miljoen vate olie van hulle noodvoorrade aan die mark beskikbaar gestel sal word, sodat oliemarkte 'n mare van bestendigheid kan bereik. Dit is egter onwaarskynlik dat hierdie noodvoorraad 'n wesentlike aan die oorhoofse tekort van olie gaan maak, want 400 miljoen vate verteenwoordig slegs 4 dae se totale olieverbruik wêreldwyd. Dit gaan 'n groot impak op die wêreldekonomie met negatiewe gevolge vir die sakesiklus en 'n duidelike verswakking en inflasie, rentekoerse, ekonomiese groei, wisselkoerse en kommoditeitspryse is gesê. Volstasies word toegelaat om hulle dieselpryse deur die loop van die maand aan te pas, anders as petrolpryse. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne se beleid is dat die deregulasie van petrolpryse problematies sal wees omdat dit die speelveld ongelyk sal maak. Nie alle groot handelaars het gelyke toegang tot invoer en bergingsinfrastrukture nie. Dit sal afgeleë volstasies kwesbaar laat as prysmededinging oorneem. Diesel word egter as 'n kommersiële en groothandel brandstof beskou. Dit word gebruik deur vragmotors, boerderye, die mynwese en ander groothandelaars. Daar word dikwels onderhandel oor pryse en afslag is algemeen. Petrolpryse word gereguleer om verbruikers te beskerm, is gesê. 4 van die 6 deelnemende vrouespanne in die Sevens 2 reeks kwalifiseer om aan die wêreldkampioenskappe deel te neem, wat hy toernooie in Hong Kong van 17 tot 19 April, Valladolid in Spanje van 29 tot 31 Mei en Bordeaux in Frankryk van 5 tot 7 Julie gaan bestaan. Benewens Suid-Afrika is Argentinië die ander vrouespan wat nou reeds verseker is van deelname aan die wêreldkampioenskappe. Nadine Roos, kaptein van die nasionale span, en haar spanmaats het Saterdag op die eerste dag van die Montevideo toernooi teen Spanje klei getrap. Hulle het verloor met 14-15 punte, maar daarna op 'n drafstappie met China afgereken van 38-0 en Brasilië met 26-0 verslaan. Op die tweede dag het hulle Kenia met 27-0 gewen, maar teen Argentinië 10-22 verloor. In die wêreldkampioenskappe van die 8 spanne van die Sevens reeks, die topliga, saam met die 4 kwalifiseerders, sak om die titel as 'n wêreldkampioen gaan uitspook. Scott McLeod, voormalige hulpafritter van Nieu-Seeland, gaan nou die Australiese rugbyspan se lakwerk help opskerp. Die 53-jarige McLeod, wat as speler die All Blacks in 10 toetse verteenwoordig het, vervang Laurie Fisher as die hulpafrigter. Die Wallabies wat in Julie nog deur Joe Smith afgerig sal word, kom teen Ierland, Frankryk en Italië in die Nasie-kampioenskapsreeks te staan, waarna Kies en sy bestuurspan die leiersel sal oorneem. Intussen sal die Wallabies op 27 September in 1 toets teen die Springbokke te staan kom. Carlos Alcaraz, manstennis se eerste gekeerde speler, beskou sy misoes na die 2 toernooie in Amerika as 'n bedekte seën. Dit nadat die 22-jarige Spanjaard Sondag met 3-6, 7-5 en 4-6 teen die 36ste gekeerde Sebastian Korda van Amerika in die 3de ronde van die Amerikaanse Miami Open verloor het.
Voor die teleurstellings was Alcaraz op 'n seëgetog van 16 wedstryde wat hom gehelp het om sy eerste Australiese Ope toernooi te wen en die jongste spelers te word om al 4 Grand Slam toernooie ook te kon wen. Volgens Alcaraz is hy glad nie bekommerd oor sy spelpyl na die nederlaag teen Korda en Medvedev nie. Ek gaan nie myself onder onnodige druk plaas, het hy in die media gesê. Italië se Marco Bezzecchi van Aprilia het Sondag die Braziliaanse Grand Prix by die Autodromo Ayrton Senna in Goiânia in Brasilië gewen. Die huidige wêreldkampioen Marc Marquez van Ducati, wat Saterdag se blitsren op die Braziliaanse baan gewen het, moes met die 4de plek tevrede gewees het. Sy landgenoot Pedro Costa van KTM, wat bo aan die kampioenskapspuntelys in Brasilië aangekom het, het die voorsprong prysgegee met sy 7de plek in Sondag se wedren. Die Springbok vaskop Hasenati Ntlabakanye se verhoor weens die gebruik van 'n verbode middel begin môre. Ntlabakanye, wat nou 26 jaar oud is verlede jaar positief getoets vir die gebruik van 'n middel wat deur 'n spesialis aan hom voorgeskryf is. Die bokke, asook die leeu's, sal duim vashou dat Ntlabakanye 'n ligte skorsing of hopelik geen skorsing opgelê word nie. Hy kan vir tot 4 jaar geskort word, wat in daardie geval waarskynlik die einde van sy rugbyloopbaan sal beteken. By die rustyd was die Maties met 18-3 voor, maar die besoekers het vroeg in die tweede helfte vlam gevat met 'n voorsprong van 19-18 te neem. Daarna was dit 'n wipplankstryd waar die skare in die Dani Krywing Stadion op hulle voete gehad het. Die Maties verdien baie krediet vir dit wat net as heldhaftige verdediging beskryf kan word. Hulle linie het uitstekend gehou teen 'n baie kreatiewe span. Terwyl die Arende die voordeel van die wind in hulle seile gehad het, was dit iets wat hulle nie goed gepas het nie, of van die eerste helfte tot hulle voordeel kon gebruik het nie. Die Maties het hulle self egter reggelig en die vaskopstit Kenneth Michaels oorgestuur. Die Maties het 30 punte aangeteken teen die NWU Arende se 26 punte. Ander wedstryde wat plaasgevind het, was die SCT Ixias van Bloemfontein het 13 punte gekry teen UJ se 29. Tuks het 27 punte gekry teen Emirates se 24 punte. Die Semlas ook van Bloemfontein het 40 punte gekry en die Aikies 33 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2131, Polokwane 1626, Lephalale 1930, Mbombela 1824, Mahikeng 1628, Pretoria 1827, Johannesburg 1524, Ermelo 1421, Galagadi 2232, Gaborone 1929, Richards Bay 2124, Pietermaritzburg 1623, Durban 1925, Port St Johns 1824, Pongola 2023, Maputo 2228, Bethlehem 13 en 17, Bloemfontein 1624, Allewal Noord 1529, Welkom 1724, Vryburg 1721, Kimberley 1827, Appington 2233, Prieska 2234, Springbok 1736, Karasburg 2137, Keetmanshoop 2436, Mariental 2235, Alexanderbaai 1626, Brandvlei 2135, Loederitsbaai 1624, Vredendal 1836, Kaapstad 1832, Sutherland 1730, George 1834, Jeffreys Bay 2030, Geberra 1930, Graaff-Reinet 1433, Kaaphooglas 1925, De Aar 1931, Multino 1126, Beaufort West 1736, Oos-London 1728, Mabalane 2232. Die markte vir die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R16.78 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.77, 'n euro verhandel teen R19.47, 'n pond kos R22.53, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,872, palladium per fyn ons is $1,432, silwer per fyn ons is $69.56, goud per fyn ons is $4,421, Brent olie per vat is $112.12. Gedagte vir die dag: jy kan die meeste van jou kompetisie wen deur net nooit op te gee nie. Hou aan
kompeteer. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.